Nou kom ons lees Romeine 8 en dan staan ons vanaand stil as tema dan by die Heidelbergse Katekismes Sondag 13, Jesus se seunskap en ons kindskap. So kom ons lees Romeine 8. Dan gaan so 'n paar verse uitlig in die prediking. Romeine 8. En ons lees die hele Romeine 8. En die woord van die Here kom tot ons. Daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet, dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat om te bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig,
en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom, wat ons lief gehad het. Want ek is verseker, dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here, is nie. So dit is Romeine 8, en dan lees ons ook die Heidelbergse Katekisme Sondag 13. Julle kan net daar oopmaak. En dis vraag en antwoord 33 en ook 34. Ons gaan vanaand daarby stil staan. Die eerste vraag, 33 vraag, waarom word Christus die eniggebore seun van God genoem, terwyl ons tog ook kinders van God is? En die antwoord is, omdat alleen Christus die ewige natuurlike seun van God is, terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is. Waarom noem jy hom ons Here? Antwoord, omdat hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel, nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. En dit is die vraag en antwoord 34. So ons is nou by die tweede artikel en die verstaan daarvan, van die 12 artikels, die tweede artikel wat ons so saam bely, omtrent elke Sondag, dan sê ons daar, ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here. Dit is wat die artikel sê, en ons het nou al stilgestaan by wat Christus beteken, wat Jesus beteken, en nou is ons by daardie woorde, die eniggebore seun, dis nou Jesus, hy wat ons Here is. En elke woord dra 'n betekenis, dra 'n waarheid. Nou, waaroor gaan hierdie Sondag 13? Hierdie Sondag 13 gaan oor die feit dat Jesus die seun is van die Vader, en dat ons ook nou kinders is van God. En ons wil kyk, hoe is dit moontlik dat dit kan gebeur? En wat is die verskil tussen Jesus wat die seun of dan die kind van God is, en ons wat kinders is van God? In vraag 34, dan gaan dit oor na dat die Here, Jesus, ons besit. Hy besit daardie kinders van God. Hy is ons Here, hy is die Here van die gelowiges. En dan gaan dit nogal na, die klem is dan baie op die persoonlike verhouding met Jesus, waar vraag en antwoord 33 gaan amper meer oor die persoonlike verhouding met die Vader, waar 34 gaan oor die persoonlike verhouding met Jesus as my Here. En dit word baie keer gemis. Jy weet, ons praat van Jesus as eintlik iemand wat ons nie ken en met wie ons nie 'n persoonlike verhouding het nie. Ons het met die Vader 'n persoonlike verhouding, maar dan is dit asof ons nie 'n persoonlike verhouding met Jesus het nie. Maar wat hierdie vir ons dan benadruk is dat hy is my Here Jesus, hy is my Jesus, hy is die ene wat my kom vrykoop het en met wie ek in 'n verhouding staan. So dis 'n baie belangrike klem. So kom ons kyk eers na daardie verhouding met die Vader.
En ons begin met Jesus se seunskap en ons kindskap. Ons sien in die skrif, baie gedeeltes, dat Jesus is God se enige gebore seun. Hy is God se enige gebore seun, en tog is ons ook God se kinders. So Jesus is die seun van God, maar ons is ook seuns van God. Ons is God se kinders. Nou moet ons verstaan, daar is twee maniere in hierdie wêreld, en die Here het dit so mooi ingebou, ook in die skepping, dat jy 'n kind kan wees. 'n Kind kan wees van sekere ouers. Die eerste manier is, as jy deur die natuurlike geboorte 'n kind is. So as die ma dan swanger is met 'n kind en die kind word gebore, dan is daardie kind daardie ma se kind. Maar die ander manier is deur aanneming. Dan word jy ook dan daardie ouers wat jou aangeneem het, daardie mense wat jou aangeneem het, word jy hulle kind, en dit word ook so genoem. Daardie kinders is daardie ouers se kinders deur aanneming. Regtelik voor die wet word jy dan daardie mense se kinders. Nou, Jesus is die natuurlike seun van God. En ons moet baie versigtig wees om te sê dat, en ons bely dat Jesus is gebore, nie gemaak nie. Maar daai woord gebore dra 'n baie spesifieke betekenis. En mens moet daar nogal let op dat mens dit nie verkeerd verstaan nie. Want Jesus is ewig saam met die Vader. Hy is die tweede persoon saam met die Vader. Hy is gebore, nie gemaak nie. Maar eintlik om die gebore beter te verstaan, sê mens liewers, hy is gegenereer. Soos wat die belydenis van Athanasius sê. Maar dit is nie verkeerd as mens sê hy is gebore, nie gemaak nie, want Messias sê hy is gebore, nie gemaak nie. Nou, in Micha 5 vers 2 byvoorbeeld, dan sien mens, Jesus is van ewigheid af. En dit staan ook so in Psalm 132. En ek gaan nou gou vir julle wys uit Micha 5 vers 2, waar dit sê, hierdie Jesus is die natuurlike seun van God van ewigheid af. Hoor gou, hy sê, die vers, Micha 5 vers 2, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, so is 'n klein dorpie onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Uit die dae van die ewigheid. So daai heerser wat uit Bethlehem uitkom, hy is die heerser in Israel, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. So daai wat daar in Bethlehem gebore was, tot verlosser, hy is van ewigheid af. En Psalm 132 verwys ook na Efrata, maar dit los Bethlehem uit. En daarom dat ons weet, daai in Psalm 132, waar dit praat van Efrata, weet ons dit beteken Bethlehem, en daar is dit dan ook 'n aanduiding op Christus uit Psalm 132. So as jy weer 132, Psalm 132 lees, dan weet jy dat Efrata beteken Bethlehem. Nou hierdie natuurlike seun van God, Jesus, hy is van ewigheid af. Maar hy is ook self God. En daar's natuurlik baie verse in die Bybel wat wys dat Jesus self God is. Johannes 5 vers 18 dink ek is nogal ene wat ek lanklaas aangehaal het, maar wat 'n baie goeie teksvers is om te wys dat Jesus God is. Dit is Johannes 5 vers 18. En ek gaan dit vir julle voorhou. Dit sê hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie. So Jesus het nie alleen die Sabbat gebreek nie, want onthou hy het daardie persoon, die siek man, op die Sabbat genees. So hulle wil hom toe ook gedood gemaak het, omdat hy die Sabbat gebreek het. Maar hoekom wou hulle hom ook doodmaak? Maar ook God sy eie Vader genoem het, en hom met God gelyk gestel het. Jesus het homself met God gelyk gestel. Johannes 5 vers 18. En ek sou graag wil weet hoe die Jehovah Getuies daarin vertaal, om verby daarin te kom. Maar
Johannes 20 vers 28 is ook 'n baie goeie vers om te wys hierdie natuurlike seun van God uit alle ewigheid uit is ook God. Want daar in Johannes 20 vers 28 sê Thomas antwoord en sê vir hom, vir Jesus, my Here en my God. So Jesus is die eniggebore seun van God, hy kom uit die Vader uit en ons gaan daai ook nou ook bietjie meer na kyk, maar hy is ook self God en hy is my Here. En dit is dan ook daai vraag 34. Nou, die feit dat Jesus ewig is en dat hy God is, maak dat ons nie dieselfde as Jesus is nie. Ons is nie op dieselfde vlak kind as Jesus nie. En ook ons is aangeneem. Want Romeine 8 vers 32 sê God, die Vader, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadiglik skenk nie? So is die Vader wat die seun gegee het sodat ons gered kan word. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eersgeborene. Daardie woord eersgeborene is baie belangrik. En mens kan dit verstaan as nie dat Jesus die eerste ene is wat gebore is nie, of die enigste seun van die Vader is nie, want in een van die Afrikaanse vertalings 83 vertaal dit as die enigste seun van die Vader. Maar dit is nie die regte manier om dit te sien nie. En dan gaan ek vir julle wys hoekom nie, want mens kan dit natuurlik uit die res van die skrif uit, is dit meer dat Jesus is die unieke seun van God. Dis hoe mens daai eersgebore verstaan. Hy is die unieke seun van God. En hy kom van die Vader af, sê Johannes 1 vers 14, vol van genade en waarheid. Nou hoe moet ons daai eniggebore verstaan? Want dit bring baie keer verwarring. Beteken dit Jesus is gebore soos ons en is hy uit die Vader uitgebore? Hoe dit gewerk? Natuurlik kan ons nie verder gaan as wat die skrif sê nie. Ons kan net bely wat die skrif sê oor waar Jesus vandaan kom. Nou Jesus is die seun van God van ewig, hy self God, dieselfde wese. Dit is wat ons gesien het ook in ons ander verse. Maar kyk gou hoe word die enige geborene, daai woord ook gebruik vir 'n mens. Hoor gou. En dan gaan julle sien dat dit eintlik beteken dit beteken uniek. Hebreërs 11 vers 17. Hebreërs 11 vers 17 het sê, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die belofte ontvang het sy eniggeborene geoffer. Abraham het sy eniggeborene geoffer. Maar soos julle weet, was Isak nie die enigste seun gewees nie. Ismael was ook 'n seun van Abraham gewees. So hierdie eniggeborene kan nie beteken enigste nie. Dit beteken uniek. Hierdie Isak was uniek, want hy is 'n kind van die belofte. Jesus, die eniggeborene, is uniek, maar hy is uniek in die sin dat hy ewig is, hy die Vader is, hy is gebore nie gemaak nie, hy is die seun van God, nie deur aanneming nie, hy is die natuurlike seun van God, soos ons dan ook bely in hierdie Heidelbergse Katekismes vraag 33. So hy is nie gebore nie, hy is gemaak. Die Engels, as mens die Engels gaan lees, dan onderskei dit tussen, of dit sê begotten, dit sê nie born nie. En dit is amper asof dit beter die klem gee. Hy is begotten. Hierdie ene wat uit die wese van die Vader is. Hy is die eersgeborene van God. Nou, as ons
as ons nou dink aan eersgeborene, moet ons dus nie dink dat ons moet nie dadelik gaan na Jesus se menslike ontvangenis nie. Want dit kom eers in die volgende Sondag. Hierso word daar gepraat van Jesus as die eersgeborene in die sin dat hy die unieke seun van God is, dat hy uit die Vader is. Die volgende Sondag, Sondag 14, praat dan oor Jesus se menslike ontvangenis. En dan praat ons nie meer van Jesus as die eersgeborene nie. So dit gaan nie oor Jesus se ontvangenis as mens nie. As ons praat van eersgeborene nie. Nou ons aan die ander kant is nie die natuurlike seuns van God nie. Ons is die natuurlike seuns van Adam. En omdat ons in Adam gesondig het, omdat ons in Adam geval het, is ons onder die heerskappy van die duiwel. So ons is nie meer natuurlike kinders van God nie, ons is natuurlike kinders van die duiwel. Ons vader is die duiwel. Maar wanneer ons deur die Heilige Gees gebore word, dan word ons die aangenome kinders van God. Dan word ons aangeneem en is ons werklik kinders van God. En dit gebeur net deur God se barmhartigheid. 1 Johannes 4 vers 9 sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe, sodat ons deur hom die ewige lewe kan hê, sodat ons nou kinders van God genoem kan word. En dan is ons, volgens Romeine 8 vers 15 en 16, dit wat ons gelees het, is ons aangeneem tot kinders. Sê in vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En mens sien hierdie in 'n baie klein mate wanneer kinders aangeneem word. Mens sê, jy kan jouself indink, as jy nou, jou ouers gaan dood en jy het nie ouers nie, dan is daar baie angstigheid. Die ouers is weg, jou ondersteuningsstruktuur is weg, daai natuurlike liefde is weg. Maar wanneer iemand dan aangeneem word deur ouers en jy gaan deur die wetlike proses en jy is werklik daardie mense se kinders, dan dit vat die angs weg, dit vat die onsekerheid weg, want daar's mense wat vir my is, en so 'n mooi beeld ook die aanneming. Natuurlik moet ons baie versigtig wees, om te sê dan wel, om hierdie aanneming van ons as kinders van die Vader te wys, is dit eintlik belangrik dat ons self kinders aanneem. Want daar is ook baie ons wat so argumenteer en sê, maar jy moet jou kinders aanneem, en dan besef jy ook eintlik wat dit beteken, dat jy nou aangeneem is as kind van God. Maar daar's nêrens so 'n bevel in die skrif nie. Natuurlik is dit 'n wonderlike roeping, as mens dit kan doen. Elkeen is nie geroep tot dit nie. En dit is 'n wonderlike beeld as dit gebeur. Dis wonderlik, want dit wys in 'n baie klein mate wat met ons as sondaars gebeur. En natuurlik, as mens tot dit geroep word, moet mens weet, jy is in 'n mate besig om daai prentjie uit te lewe. So dit is 'n goeie roeping, maar elkeen moet dit self vir homself uitmaak, en as vrou en die man en vrou in die huwelik moet ook dit saam as 'n roeping ook dan besef en dan voortgaan met die aanneming, as die Here dit tot dit roep. Maar dit is die Here wat uit genade sondaar mense, natuurlike sondaar mense wie se vader die duiwel is, dit is wat mense van nature is. Jesus is die natuurlike seun van God, ons is die natuurlike seuns van die duiwel. En dan kom die Here uit genade, en hy neem ons aan, hy koop ons los, hy maak ons vry, en hy neem ons aan as sy vader dan. So dan is ons sy kinders, en hy is ons vader. Jesus kom doen dit, hy wat ewig
van ewigheid af gebore is uit die Vader, gegenereer is. Hy kom doen dit. Hy maak sondaar mense nou kinders van die ewige Vader. So watter voordeel is dit? Of watter voordeel is daar dat ons nou kinders van God genoem kan word? Want mens lees dit hierso in Romeine 8. Ons is nou kinders van God. Ons het nou hierdie wonderlike feit dat ons erfgename is en erfgename van God en mede-erfgename van Christus, want dit is 'n wonderlike voordeel wat ons as kinders van God het, want kinders erf by die ouers, oor die algemeen. Ietsie, al is dit net 'n Bybel of is dit 'n stoel of wat ook al, daar is gewoonlik hierdie konsep van die kinders erf. En hierso in ons gedeelte wat ons gelees het, sê dit in Romeine 8 vers 17. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Hierdie is wonderlike beloftes. Die Here is my erfdeel. Ek het deel aan die Here se heerlikheid. Dis wat Psalm 16 vers 5 sê, die Here is die deel van my erfenis en van my beker. Ons gaan ook saam met Christus regeer op die nuwe aarde. Psalm 2 vers 8 sê, eis van my en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. En dan is ons ook dan saam met Jesus dan verder ook regeerders op die nuwe aarde. So dit is wat dit beteken dat Jesus die natuurlike seun van God is, die eniggebore seun van God is, en dit is wat ons bely. Hy is die eniggebore seun. Maar dan gaan die belydenis verder en sê, hy is ook ons Here. Hy is my Here. En daar is hierdie verband tussen die kindskap en dan die kindskap tot die Vader en hierdie feit dat Jesus die Here is. En ons sien dit in 'n mate baie mooi daar in vers 29 van Romeine 8. Dit sê daar, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. So dis die seun wat ons kinders van die Vader maak, maar dit is ook hy wat ons dan nou roep om aan die beeld van sy seun gelykvormig te word. En dit beteken hy is ons Here. Hy is die ene wat nou oor ons regeer. Hy bepaal hoe ons moet dink, hy bepaal hoe ons moet lewe, maar dit is wat Here tog beteken, is regeerder, hy is ons baas, hy is ons Here. Hy is ons Here oor ons hele lewe. Omdat ons nou kinders van God is, beteken ook, dit is Jesus wat ons gered het tot kinders van God, maar dit beteken ook nou, hy is ons Here wat ons regeer. En dit is nie net dat hy ons siele kom red het, en ons kan sê, wel, Jesus het ons kom red in die sin dat ons vir ewig gaan lewe, by die Here Jesus, en ons is dankbaar daarvoor, maar dit beteken nie noodwendig dat Jesus elke gedeelte van my lewe besit nie. En dit sal verkeerd wees, want Jesus is die Here van elke gedeelte van ons lewe. Hy het nie net ons siele losgekoop nie, maar ook ons liggaam het hy losgekoop. In 1 Petrus 1 vers 18 en 19, dan sê dit so mooi, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. So ons is losgekoop uit die ydelle lewenswandel, hierdie nuttelose lewenswandel, hierdie eintlik rebelse lewenswandel. Maar ons is nou vrygekoop na 'n ander lewenswandel. Ons is duur gekoop deur Jesus se kosbare bloed. Dit is wat ons ook daar bely in Sondag 13, dan sê dit daar,
Waarom noem jy hom ons Here? Omdat hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel, nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. So hy het in die eerste plek het hy ons verlos deur aan God die losprys te gee. Hy het ons vrygekoop. En onthou, vrygekoop beteken nie hy het vir die Satan iets gegee sodat ons nou vrygekoop kan word nie. Nee, wat dit beteken is, hy het ons vrygekoop in die sin dat hy moes die straf van God betaal. En daardeur, deur sy bloed, dis hoekom dit sê deur sy bloed is ons vrygekoop, want Jesus moes betaal aan die kruis. Hy moes die straf dra. Hierdie lam sonder gebrek en vlekkeloos, hy was sondeloos. Hy was die volmaakte offer en hy het daar aan die kruis gesterf sodat ons nou losgekoop kan word uit daardie ydelle lewenswandel. So ons is in 'n sin losgekoop sodat ons nie meer regeer word deur die vlees en ons eie ydelle lewenswandel nie, maar dat ons nou oorgebring is na die koninkryk van die lig, sodat ons nou nie meer 'n ydelle lewenswandel lewe nie, maar vir die Here, dat ons nou goeie werke werklik kan begin doen. Daar's natuurlik 'n groei daarin. Ons is nie sondeloos nie, maar ons is geroep tot daardie realiteit. 1 Timoteus 2 vers 5 tot 6 sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as losprys vir almal. Dis nou vir alle tipe mense, as die getuienis op die regte tyd. Psalm 2 vers 11 tot 12 sê, dien die Here met vrees en juig met bewing, kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Weereens daar is die mens die verband met Jesus as seun van God. As jy hom kus, as jy hom bely as jou Here, dan word jy natuurlik kind van God, maar hy is dan ook jou Here wat jou hele lewe bepaal. Romeine 8 vers 11 tot 14 sê dan ook baie dieselfde. So baie hierdie Romeine 8 vers 11 tot 14 trek die verband baie mooi ook tussen hierdie konsepte van kindskap, dat ons nou kinders van God is, maar ook dat die Here Jesus ons Here is. Vers 11 sê van Romeine 8, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. So die wat deur die gees gelei word, hulle is kinders van God. As jy deur die gees van God gelei word, dan is jy besig om die liggaam dood te maak, en die sin van daai sondigheid dood te maak. Dan is Jesus ook jou Here. En daarom dat hierdie vrae nie apart staan nie. As dit vra, hoekom noem ons Jesus of Christus die eniggebore seun van God, en hoekom noem ons hom Here? Dan kom die twee uiteindelik by dieselfde punt uit. Kinders van God het Jesus lief. Kinders van God erken Jesus as hulle Here, want hy het hulle gekoop. Hulle behoort nie meer aan hulle self nie, maar hulle behoort aan Jesus. En dit is 'n wonderlike belydenis. En mens kan baie maklik, wanneer 'n mens die apostoliese geloofsbelydenis in ons harte opsê, of selfs hardop opsê, en dan sê ons, ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, dan mens bely dit en mens gaan net aan.
Maar jy kan sien dat daardie eniggebore seun van God beteken iets baie spesifiek. En dan as ons bely ons Here, dan bely dit ook, dan beteken dit ook ietsie baie spesifiek. En dit is wonderlik. So soos ons die belydenis opsê, dan moet ons eintlik deur ons gedagtes gaan oor wat dit beteken, wat ons besig is om te bely. So daar's soos die 10 gebooie hierdie pieke is, 10 pieke, waaronder daar baie ander toepassings is van hierdie gebooie. Elke gebod het mos 'n legio baie toepassings. So die belydenis beteken, elke gedeelte beteken baie. En dit bied baie troos. Want as die Here ons Here is, beteken hy het ons liggame, hy het ons liggaam en siel vrygekoop. Nie net ons siele nie, ons liggame ook. Dis 'n wonderlike wete. Ons kan nie meer sê ek sukkel met hierdie sonde en dit is hopeloos, ek is net 'n mens, ek gaan nooit hierdie sonde kan oorwin nie. Jesus het ons siele en ons liggame vrygekoop. Ons is nie meer onder die heerskappy van sonde nie. Dis die realiteit. Dis daarom dat ons sê ook saam met 1 Korintiërs 10 vers 13, daar's geen versoeking te groot nie, maar die Here sal altyd die uitkoms gee. Want hy het ons vrygekoop na liggaam en siel. En ons wil om nou volg as ons Here, want hy het dit gedoen, maar ook omdat ons nou kinders is van die Vader. Ons is nie meer kinders van die Satan nie. Ons is kinders van die Vader, van die ewige Vader, die Vader wat vir ons goed is, wat sy seun vir ons gegee het, wat die seun aan ons bekend gemaak het. In Psalm 2 vers 7, dan word die ander woord vir genereer gebruik, of die ander betekenis van die woord genereer gebruik, en ek wil dit tog vir julle lees, want dit word aangehaal in Hebreërs en so aan. Dan sê dit daar in vers 7, ek wil vertel van die besluit, die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Daai genereer beteken nie dieselfde as wat ons in die belydenis van Athanasius lees, dat Jesus gegenereer is nie. Die belydenis van Athanasius, as daar staan, hy is gegenereer, beteken dieselfde as Jesus is gebore, maar dit beteken hy is uit die wese van die Vader. Nou, hierdie gegenereer hierso, beteken dat Jesus bekend gemaak is in tyd. Want wat gebeur het was toe Jesus gelewe het, gesterf het en opgestaan het, is hy bekend gemaak, en is dit duidelik dat hy die Christus is. Dis wat hierdie genereer beteken. En mens sien dit mooi aan die hand van die teksgedeeltes daar in Hebreërs 1 vers 5 onder andere, waar dit eintlik duidelik wys dat Jesus bekend gemaak is in tyd. Hy is gewys as die Christus, ene wat moes kom, die Messias. Maar wat ons daar vanaand gekyk het is dat Jesus die eniggebore seun is. Hy is die unieke seun van God. Hy is die ene wat gegenereer is uit ewigheid uit. Hy kom uit die wese van die Vader. Hy is gebore, nie gemaak nie. Want hy is God self, maar hy is 'n ander persoon. Maar daardie seun van ewigheid af het besluit dat hy sondaar mense gaan kom verlos. Dat ons nou kinders van God genoem kan word, maar dat ons ook nou Jesus kan bely as ons Here. En hom kan volg in hierdie lewe. En dit is wat hierdie Sondag vir ons leer. Kom ons bid saam.